Die verwagte Amerikaanse ambassadeur na Suid-Afrika, Joel Pollak, het gedreig dat Suid-Afrika se huidige rassewette en buitelandse beleide in die land gaan veroorsaak dat hy sy handelsvoordele met Amerika, soos byvoorbeeld die African Growth and Opportunity Act, oftewel AGOA, gaan verloor en onderhewig gaan wees aan tariewe en sanksies van die VSA, indien hy nie aan die Amerikaanse verwagtinge voldoen nie. Dinge raak nou warm vir Suid-Afrika. Tot dusver is daar nog net hulp en finansiering na Suid-Afrika toe gestop, wat maar 'n druppel in die emmer is teen die ernstiger maatreëls wat hier ter sprake is. Soos ons reeds in gister se video bespreek het, het Donald Trump reeds in sy verduideliking van sy uitvoerende bevel aangevoer dat Suid-Afrika van al sy rassewette moet ontslaa raak. Die ANC blyk onwillig wees om dit te doen en selfs antagonisties teenoor Amerika. Verder, soos ons in vanaand se video sal bespreek, op my Engelse kanaal, kry Suid-Afrika nog geen steun van BRICS-lande te midde sy stryd met Amerika nie. En het Suid-Afrika tans 'n handelsoorskot van 36 miljard rand met Amerika, wat beteken ons maak jaarliks 36 miljard uit handel met Amerika. En aan die ander kant het Suid-Afrika 'n handelstekort van 5 miljard met China, Rusland en Iran, wat natuurlik die teenoorgestelde beteken. Die land verloor elke jaar 5 miljard in ons handel met daardie lande. Die ANC is of te onnosel om te besef dat hy net gebruik word deur die Ooste, of hy gee net nie om nie, omdat daar genoeg geld onder die tafel deurvloei na die ANC toe. Suid-Afrika kan nie bekostig om in vyandskap met Amerika te gaan nie. Dit sal die reeds wankelrige ekonomie breek. Goeiemôre liewe vriende, Willem Petser wat met u praat en dit is nou die 12de Februarie 2025. Volg en subscribe op ons kanaal vir meer video's wat u ingelig hou oor sake in ons eie belang en sluit aan op ons WhatsApp groep om deurlopend ingelig te bly van die werk wat die Willem Petser groep doen, deur slegs u naam en van te boodskap na die nommer wat tans verskyn op die skerm. Verwagte ambassadeur na Suid-Afrika, Joel Pollak, het na gister se dreigemente om sanksies teen Suid-Afrika in te stel en Suid-Afrika uit AGOA uit te skop verder spesifiek kritiek gelewer op Suid-Afrika se rasgebaseerde beleide, soos swart ekonomiese bemagtiging en die meer onlangse aanvaarding van die onteieningswet wat voorsiening maak vir onteiening sonder vergoeding. Hy voer aan dat hierdie beleide nie net nie in lyn is met westerse waardes en norme nie, maar ook 'n negatiewe persepsie skep wat beleggers afskrik en veroorsaak dat die Amerikaanse buitelandse beleggings uit Suid-Afrika sal onttrek. Daar is tans ongeveer 600 Amerikaanse maatskappye wat in Suid-Afrika werksaam is, wat volgens die Amerikaanse Buro van Ekonomiese Analise ongeveer 400 000 mense in hierdie land in diens neem. Hierdie maatskappye, sowel as die Amerikaanse staat se buitelandse belegging in Suid-Afrika, beloop 'n waardering van ongeveer 80 miljard dollar, oftewel 20% van hierdie land se totale bruto buitelandse produk. Dit beteken GDP vir die van u wat nie Afrikaanse terme ken nie. 20%. Dit beteken dat 1/5 van al die geld in hierdie land in totaal behoort aan Amerikaanse maatskappye of die Amerikaanse regering. Het die ANC enige idee hoeveel skade dit sal maak as Amerika uit hierdie land onttrek? Verneemde ambassadeur Joel Pollak het Suid-Afrika se internasionale verhoudings met lande soos Rusland en China sowel as die land se houding teenoor Israel as kommerwekkend beskryf. Hy meen dat hierdie standpunte spanning met die Verenigde State verhoog en die risiko van ekonomiese gevolge soos die verlies van voordele uit onder andere die African Growth and Opportunity Act, sowel as sanksies, verhoog. Pollak sê dat Amerika die ANC se verhouding met Iran in 'n selfs baie ernstiger lig beskou. Hierdie verhouding word deur die VSA gesien as 'n beduiding dat Suid-Afrika 'n bedreiging vir nasionale sekuriteit in Amerika is, soos Trump reeds in sy uitvoerende bevel aangedui het, dat Amerika die ANC-regering sien as, en ek haal aan, 'a threat to our national security.
Deur noue bande met Iran te handhaaf, lewer die ANC 'n bydrae tot die versterking van Iran se internasionale legitimiteit en invloed, en dit het, soos gesien kan word, in Suid-Afrika se saak teen Israel in Den Haag, Iran se vermoë verhoog om sy buitelandse beleid te bevorder, wat nie net in stryd is met die Amerikaanse belange in die Midde-Ooste nie, maar ook Amerika sien Iran as 'n befondser en instaatsteller van wêreldwye terrorisme. Pollock eis dat Suid-Afrika sy fokus moet verskuif na ekonomiese groei en wegmaak met rassebeleide, soos vervat word in die land se grondwet, om die verhouding met die Verenigde State te verbeter en die naderende sanksies van Amerika te vermy. Hierdie dreigemente kom te midde 'n tydperk van verhoogde spanning tussen Suid-Afrika en die Verenigde State, veral na president Donald Trump se besluit om alle toekomstige befondsing aan Suid-Afrika op te skort weens kommer oor die onteieningswet en ander buitelandse beleidsrigtings. Die Suid-Afrikaanse regering daarenteen het gereageer deur te verklaar dat die land 'n grondwetlike demokrasie is wat gegrond is op die oppergesag van die reg, geregtigheid en gelykheid, en dat die onteieningswet 'n wettige proses is om billike toegang tot grond te verseker. Hierdie verklaring is glad nie deur die Washington verwelkom nie, en die Trump-administrasie het deur hierdie woordeslaai gesien en Suid-Afrika se werklike intensies daaragter lankal geïdentifiseer. Dit is uiters noodsaaklik vir ons as Afrikaners en ander blankes in hierdie land om vir Amerika te wys dat ons nie die ANC se beleide enigsins steun nie. Dit is waarom ons die demonstrasie by die Amerikaanse ambassade op die hoek van Orient en Pretoria Straat hou, eerskomende Saterdag die 15de Februarie, hoop om u elkeen 7:00 die oggend daar te sien. Die ANC het tot dusver nog 'n uiters vyandige houding teenoor die VSA ingeslaan, wat baie skade vir hierdie land kan lei. Soos ons reeds in 'n vorige video genoem het, wil die ANC hierdie konflik eskaleer in die rigting van 'n handelsoorlog. Die VSA het nog geen sanksies teen Suid-Afrika ingestel nie, maar slegs sekere hulp onthou. Die ANC poog egter om hierdie wrywing tot op die punt van sanksies te dryf van hulle kant af. Dit is geen skok dat ons soortgelyke dreigemente nou sien van die verneemde ambassadeur Joel Pollock se kant af nie. Minister van Petroleum en Minerale Hulpbronne Gwede Mantashe het reeds voor Trump se uitvoerende bevel gedreig om minerale van die VSA te weerhou en later by die Afrika Minerale Beleggingskonferensie probeer om ander Afrika lande te oortuig om dieselfde te doen. Hierdie aggressiewe skuif van die ANC se kant af het egter 'n ewe sterk teenreaksie van Trump en die VSA ontlok. Die VSA is nie 'n mag wat ekonomiese dreigemente ignoreer nie en tree dikwels genadeloos op teen enige land wat sy ekonomiese belange bedreig. Suid-Afrika was histories 'n belangrike bondgenoot van die VSA, maar die ANC se toenadering tot Iran, Rusland en China sowel as sy konflik met Israel het spanning verhoog. Die ANC se verhoudings met hierdie lande en sy interne beleidsrigtings insluitende menseregte vergrypinge het nou die VSA se aandag getrek en Amerika juis 'n goeie verskoning binne die konteks van sy openbare verhoudinge gegee om sanksies teen die ANC en Suid-Afrika in te stel. Wat presies dink die ANC gaan hy hiermee bereik? Dit is soos 'n liggewig amateurbokser wat nou sy staal wil toets teen 'n wêreldkampioen swaargewig. Suid-Afrika bevind hom tans in 'n kritieke fase waar ekonomiese en politieke uitdagings die land se stabiliteit bedreig. Die verhouding tussen Suid-Afrika en die Verenigde State van Amerika is van kardinale belang vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die ANC se huidige beleid en internasionale besluite, insluitende sy verbintenisse met lande soos Iran, Rusland en China, plaas Suid-Afrika in 'n posisie waar dit geïsoleer word van die westerse liberale orde. Indien die VSA sou besluit om sanksies in te stel, sal dit 'n herhaling van gebeure in die 1980s wees, toe internasionale banke finansiële steun aan Suid-Afrika onttrek het, wat 'n ernstige ekonomiese krisis tot gevolg gehad het. 'n Verdere bekommernis is die invloed van die ANC op die demokratiese alliansie binne die sogenaamde regering van nasionale eenheid. Terwyl die DA aanvanklik in 'n posisie van invloed was, blyk dit nou dat die ANC die party se beleid effektief geneutraliseer het.
Dit gaan 'n beduidende verlies aan steun vir die DA beteken indien dit sou voortgaan om die ANC-beleide te ondersteun wat lynreg in stryd met die beginsels van sy eie stemmers is. Wat veral die DA en Suid-Afrika as 'n geheel in 'n slegte lig stel, is die feit dat die DA hier blyk om die ANC se standpunte te huldig rakende die onteieningswet. Hoe kan die DA aan die een kant wil regsaksie neem teen die onteieningswet en met hierdie regsaksie op die mou rondloop binne Suid-Afrika en binne die beeld wat hy wil uitstraal na sy stemmers toe, maar terselfdertyd wil hy vir die buitewêreld en vir Trump ontken dat die wet enigstens 'n probleem inhou in Suid-Afrika? Hoe kan Steenhuisen nou sê dat Trump 'n miskonsepsie van die wet het, as sy party veronderstel was om self in teenstand daarteen te staan? Donald Trump en Elon Musk het onlangs sterk kritiek uitgespreek oor Suid-Afrika se ekonomiese beleid en houding teenoor die VSA. Trump het aangekondig dat Afrikaners vlugtelingstatus in die VSA sal verkry, waarna meer as 17,000 aansoeke binne 24 uur ontvang is. Hierdie verskynsel dui op 'n breër neiging waar opgevoede en geskoolde individue die land wil verlaat weens die onsekere ekonomiese en politieke omstandighede. Die sogenaamde breindrein is alreeds so erg in hierdie land dat dit 'n beduidende slegte invloed op die ekonomie alreeds het. In kort kan ons saamvat dat die ANC hierdie land vir die afgelope 30 jaar in die grond in regeer het. Maar met die koms van moontlike ekonomiese oorlog teen Amerika, hanteer die ANC dit so sleg dat dit lyk of die situasie op 'n ramp afstuur vir Suid-Afrika as 'n geheel en vir die DA en ander organisasies wat veronderstel is om teen die ANC se vergrype te wees, sterk die ANC net aan in sy kwaad. Dit is egter nie noodwendig 'n slegte ding vir ons eie volk nie. As ons kaarte nou reg speel, kan dit op 'n lang termyn ongelooflike goeie gevolge vir ons inhou. Onthou om ons te volg op hierdie platform en onthou ook om op die Willem Petzer groep se WhatsApp te klim. Die nommer is in die kommentare as ook op die skerm. Totsiens en God seën elkeen.